hierdie episode is ons by Frik Oosthuizen en Rian Silje en hulle vertel die proses van hulle speenkalvers wat hulle afrond en dan background voordat hulle geslag word. Rian, verduidelik 'n bietjie vir ons hoe werk jou konsep en so. Het gebeurde in 2012, toe ek in Badplaas aangekom en ek het gaan plek soek om beeste mee te boer. Toe het ek met kruisras beeste hier aangekom, sintetiese rasse aangekom in daai klowe wat julle nou in opgery het. Julle het nou gesien hoe lyk dit daarso. Dit is baie bome, baie bosluise, baie steil berge en toe het ons by Omskalk van Oudtshoorn 'n klomp booraan bulle gaan koop. Want ons het besef die booraan gaan werk in die bosluis en hardheid en so aan, maar ons kon nie dit koop nie, dit was te duur. Daar was nie kommersiële beeste beskikbaar. Nee, dit was vrek duur. So ons besef ons moet ons eie steel. Toe verkoop ons al die ou koeie waarmee ons begin het en nou elke ding wat 'n skof 'n booraan skoffie het. Ja. Want ons het gesien daar's 'n drastiese verskil tussen hulle nageslag en die wat terugslaan na die ander toe. Toe net hier onder, daar aan daai kloof, toe sien ons begin Oktober. Hier's baie water daar. So toe besef ek kan 'n nagkamp daar bring. Met 'n TLB, toe bou ek die pad uit, toe besef ek as ek hier kan opry, kan ek lek bring. Ek kan naghuisies vir hulle bou en ek kan draad en pale bring om 'n nagkamp te bou, want hier was nie grense nie. Toe besef ek as ek dit kan regkry, kan ek hier met 'n trop beeste lekker boer in die somer en dan aftrek in die klowe en in die winter 2 naghuisies vir 2 werkers, 'n plek wat hulle kan kook en 'n plek wat ons die lek kan toemaak, veiligheid. Ek span toe 'n nagkamp. Dat ons net die beeste in die aande kan bymekaar maak, want jy weet nie wat gebeur met diefstal nie. Jy weet nie waarheen loop hulle nie, as jy nie drade is nie, waar keer jy? Hulle maak hulle in die oggende oop, die manne laat uitgaan vanmiddag 4:00. Tel hulle in. So eenmal 'n week kom 'n bakkie op boontoe. Dan sit hulle lek uit in daai plek, dan gooi hulle net die somerlek uit en dan tel ek en check. Ja. En dan gee ek hulle soutfosfaatlek. En dan vanaand dan weet hulle kom uit. So ons sal nou uittel as jy sien hulle kom uit. Gestaan hulle by die lek as die wagters sien hulle wil begin beweeg, dan vat hy hom in die rigting wat hy moet gaan. Die booraan is die enigste ras wat ek kon optel. Wat hou van kraal, wat hou van bymekaar wees, is maklik in die berge, hulle skatter nie die wêreld vol nie. So die wagter weet as hy een sien, gaan hy omtrent almal sien. En onthou, hierdie is nie normaal nie. 'n bees begin in die oggende vroeg al 5:00. Jy weet self begin 11 wy. Ja. Hier kan hy nie wy nie, wat is sy nagkamp? En hy wil agtermiddag wil hy wy. Agtermiddag wil hy wy, dan moet ons hom al bymekaar maak. Hulle loop 2 kilometer. So ons kry hulle daar en begin daai ou 2 uur al. Ja, maar die goedse kondisie onder die omstandighede is net uit 'n ander wêreld uit. Hæ? Dan sien hoe rustig is hulle, omdat jy hulle elke dag hanteer. Ja. Ek dink of jy sal my ook nou sê Rian, maar is dit nie maar ook die goedse roemend kapasiteit nie. Laat hy in daai ure wat tyd wat hy het, kan hy 'n groot hoeveelheid gras inpak, né? Jy weet nou self 'n bees eet 3% van sy liggaamsmassa, né? Ja. As hy 550 weeg, né, dan moet hy 18-19 kg se revoer kry, né? En as hy 400 weeg, moet hy 12 kg inkry. So hy het minder ure my stelsel, maar hy kan dieselfde. Hy kan sy 3% bymekaar maak, waar 'n 550 kg sal dit nie kan doen. Gaan nie reg kry nie, ja. Dit is nou soos Martina sê, dis nou die ideale mis wat jy wil hê. So 'n bietjie sater. Dis happy, ja. Ja. Dis net 'n suiwer fosfaat. Sien hier is 'n klomp hardwerkende koeie en as jy sien die tipe waarin jy dit vat. Ek meen dan Christopher, dis waar ons moederkoei van Afrika slogan waarop ons so trots is. Ek meen die kalvers wys ons vir jou dit. Kyk hierdie kalf. As jy nou mooi dink nou mooi wat gaan hierdie koei deur 'n dag en nag, nê? Wat is haar energie wat sy verbrand met die stap, met die weer en alles en sy kry net 'n fosfaatlek en kyk hoe lyk hierdie kalvers. Ja, 'n ander ding wat my opval is net sommer so kyk, Martinus is die kloue van die koeie. Kyk hoe mooi rond is hulle gewerk. 'n Bees wat genetiese probleme het, gaan homself uithaal die kloue en eiers. Kyk hier pragtige eiers op hier. Maar hier's 'n mooi pakkie, net check hierdie koei met hierdie kalf, hierdie rooi kalfie wat hier staan.
Hulle is in 'n werkskleur, jy moet verstaan. Die kalvers begin nou kalf Oktober, November, is hy klein, hy vat nog nie baie melk nie. Januarie, Februarie waar ons nou is, begin jou veld se kwaliteit afgaan. Die kalf begin al meer aan die koei drink. En dis wanneer hierdie koei moet dragtig raak. Ja. Dit waar ek amper sê die maak en breek van die ras is. Hoor As dit daai koei om dragtig te word in hierdie omstandighede met so 'n kalf en sy moet bergklim en sy moet gekraal word. Dis nie maklik. As jy nou na hierdie weer kyk en dan is die booraan presies. Kan jy nou vir jou indink as jy nou moet beeste loop wat nie trop instink het nie. Hoe moeilik sal hierdie bestuur praktyk Ja, wees. hierdie beeste in die kraal te kry. So hierdie tropsgebondenheid, ek dink mense kan dit nie oor en oor beklemtoon die waarde van dit nie, want dit maak hierdie bestuur vir jou baie maklik. En hulle temperament. Ons moet nie vergeet die temperament. Ja. Omdat jy hom hanteer, word hy verskriklik mak. Ja. Hy reageer ongelooflik goed Vandag. op hantering. Dit maak 'n verskil. As jy hom nie hanteer nie, gaan hy maar soos ander weer, maar die oomblik as jy hom begin hanteer. Hy hou daarvan. Hy hou Want hy van kom uit daai Kenia en Afrika, hy kom daarvan. Hy's 'n mak bees, hy's 'n nature mak. Hy hou van om naby die mens te wees. Het daar nie gewerk nie. Wat nie daartoe is uitgegooi oor tyd. Ja. So hierso as jy hom net hanteer onmiddellik, is asof hy hou van jou tussen hom. Kyk hoe staan ons hier, hulle beweeg nie weg nie. Hulle hou van jou so tussen hulle. Ja, en jy sê jy bewy deel van hierdie bosbou areas en help eintlik die eienaars van hierdie bosbou om hulle lekker skoon te hou onderwerp dit vir jou en vir hulle. En hier om en by in 2019, het hierdie ou het so 450 hektaar plantasie. Toe was hy vure gewees, hulle kon nie beheer nie. Toe brand meeste van sy bome af. Toe hervestig hy bome, maar in daai proses het hy gesê, hulle kry nie die ou gras tussen die plantasie beheer nie. Toe vra hy my, hy het gehoor ons het beeste en goeders, toe vra hy my, wil ons nie sy plaas by hom hier of die veiding hier en hom help. So, toe het ons 'n ooreenkoms aangegaan. Die beeste wy, soos julle kan sien, hier tussen die plantasies, hou die grasse kort, wy op die kante as hy voorbrande maak. So dit is vir hom, dis 'n wen-wen situasie vir my en die booraan leen dit daarom toe. Hy bly in 'n trop by mekaar en hy word gekraal, want as jy hom net los in die plantasie, Gaan hy skade maak. dan maak hy skade en hy raak weg. Jy gaan hom nie kan sien nie. Jy kry hom nie by mekaar. As jy jou oë uitvee, is hulle almal weg. Ja. Maar die klein jong boontjies wat geplant het, bly ons weg. Laat hulle net verbykom. Ja, die beeste roer nie, maar nou wy hulle en maak alles skoon en hy clean. Ook wat kyk daar werk, daar dek die bil. So die bulle is hard in die dek is. Jy sien die bulle se skobbe net so beweeg tussen die koeie net. So hulle staan nie hoog en uit bo kan die trop nie. En dit sê vir my dis funksionele bulle wat goeie libidos het wat in hierdie wêreld so goed pas. Goeie bespierde bulle. Nie hoë rangplat bulle nie. Hulle moet vleis dra en kort in die been wees. Ja, hulle wat werk. Martinus, ons het met 'n challenge gesit met die booraan. Soos wat almal weet, is die voerkrale wil nie speenkalvers van booraan hê nie, om klomp redes. Een van die redes volgens my is hy word te vinnig vet. Ja. En as die karkas te klein, dan wil die mark hom nie hê nie. Te vroeg, So die ja. voerkraal volgens my, hy wil 'n kalf so lank as moontlik staan by hom in die voerkraal, maar dan hoef hy nie ekstra transport nie en hy hoef nie ekstra prosesering nie, hy het nie aanpassingsprobleme nie. En die So- mielieprys speel obviously daar 'n groot Ja, rol. so hy wil so lank as moontlik die ding in sy voerkraal hê. Nou die booraan is sit te vinnig kos om in vet en dan is hy karkas die klein en hy raak oorvet. Baie vet. En daai ou voel hy moet 3 boorane voer in plaas van 2 Europese rasse. Die booraan werk by ons in die berge onder ons omstandighede. Toe het ons kalvers gebackground. As ons speel ons hier by 180 tot 200 en dan background ons hulle in die winter waar ek op my lande aangeplante weidings het. Dan background ek die kalvers tot en met 240, 250 Augustus maand van einde Julie tot September. Dan vat die voerkraal want hy's 250 en dan rond hy hom Afrikaanswees maar Ja. 100%. Ja. En toe sit ek hierdie om onder aangeplante weidings, so 56 hektaar die twee spulpunte saam.
Ja. En toe sê ek, kom ons rondom af vir die mark, want dan is dit 'n totale ander ballgame. Ja. Jy kan 'n slag soeper aan enige iemand verkoop. Yes. Jy beperk jou nie tot 'n paar voerkrale nie. Jy kan nou na enige ou afrond. En toe wil ons 'n kalf afrond op aangeplante weidings met die minimum voer wil ons hom daar kry. Sit hom in op 250 kg. Dan gee ek hom 1 kg lek tot en met 300 kg. Dan van 300 tot 400 gee ek hom 1,5 kg lek wat ek vir hom gee, so lek baggerel tipe lek. So 'n tipe supermol produk. Ja. So produksielek gee ek hom 1,5 kg en dan van 400 tot 500 tot 480 wat ontslag. Ja. Dan gee ek hom 1% van sy liggaamsmassa. Jy weet 'n bees met 3% vreet. En dis toe ons begin het met die free range. So ons praat nie van grazing, ons praat van free range. Hierdie beeste is gelukkig. Kyk hoe gelukkig is hulle, happy, maklik. Dis nie 'n effort om met hulle te werk nie. Ons vat hulle in die aand en ons gee hom kos. Môreoggend loop hy weer uit. Ja. Daar's nie hormone nie. Daar's nie antibiotikas nie. Vleis smaak definitief anders. Selfe sagtheid, maar smaakliker. Jy proe, soos hy sê, ek proe die gras, hy's baie meer sappig. Die challenge is in die mark gewoonlik nie net met vleis nie, maar om gesond en lekker bymekaar uit te. Dis reg, ja. En ons het die toetse gedoen. So die eerste klomp vleis is nou in die proses. Ja. Ons glo in Maart maand gaan dit op die rakke wees. Jy gaan dit online kan koop. Terwyl jy so praat, hoop ek so al vanaand jy weet dat daar iets op die kole beland, maar sal nooit weet. Ja, ons sal kyk wat gebeur. In die volgende episode is ons by Pieter Erasmus en hy doen spesifiek kruissteel met boerhane, vroulike diere en ander rasbulle.